Goeiedag, ons gaan kyk na hoofstuk 1, formele en informele boekhouding, interne beheer en besigheidsetiek. Ons gaan eers fokus op die teorie van 'n formele en informele boekhouding, bladsy 8 tot 10. Verskille tussen formele en informele boekhoudingsmetodes. Wanneer daar van informele sakesektor gepraat word, verwys ons na persone wat handel dryf sonder dat daar formele boekhoudingsstelsel in plek is, met brondokumente en inskrywings vir elke transaksie waarby hulle betrokke is. Hier dink ons aan tipes aan straatverkopers, koerantverkopers, smouse ensovoorts. Hierdie tipe handelaars maak nie van hulpjoernale en grootboeke gebruik om transaksies aan te teken nie. Daar sal hoogstens aantekeninge gemaak word van daaglikse ontvangstes en betalings, om sodoende fondse wat beskikbaar is om nuwe aankope mee te doen en ook wat onttrek kan word om in persoonlike behoeftes te voorsien te bereken. Wanneer ons kyk na die bestuur van hulpbronne, vir baie van hierdie mense wat hul inkomste in die informele sektor verdien, is dit net belangrik om te weet of hulle inkomste groter is as hulle uitgawes. Hulle steur hulle nie aan hoeveel en watter soort bates hulle besit nie en gewoonlik koop en verkoop hulle nie op skuld nie. Gevolglik is dit nie nodig om hulpjoernale, grootboeke en kontrolerekeninge op te stel nie. Die eienaar begin die besigheid met minimale kapitaal en doen dit om vir homself en sy gesin 'n leefbare inkomste te genereer. Daar word dus nie noodwendig boek gehou van die aanvangskapitaal nie en aangesien winste nie regtig teruggehou word om die besigheid uit te brei nie, groei die kapitaal nie werklik nie. Fondse word bykans daagliks onttrek om van te leef en daar word net gesorg dat daar weer aankope van voorraad gedoen kan word om die volgende dag weer 'n leefbare inkomste te verdien. Slegs die nodigste bates word aangekoop en dit word nie regtig aangewin of op 'n bateregister aangeteken nie. Die eienaar sien dit eerder as 'n noodsaaklike uitgawe as wat dit beskou word as bates wat deur die onderneming besit word en later weer in kontant omgeskep kan word. Die bates word aangeskaf om die besigheid te bedryf. Waardevermindering speel ook nie 'n rol nie, aangesien die bates vir die volle lewensduur van die bate gebruik sal word en dan bloot vervang sal word. Die enigste bate wat werklik van belang is die handelsvoorraad van die onderneming. Dit waarmee hy besigheid dryf. Dit is belangrik dat daar elke dag met genoeg voorraad begin word om 'n inkomste vir die dag te verseker, as ook genoeg fondse te genereer om nuwe voorraad vir die volgende dag aan te koop. Indien die onderneming bederfbare produkte verkoop, sal daar gepoog word om alle voorraad teen die einde van die dag uit te verkoop, aangesien die onderneming nie noodwendig oor stoor en bergingsfasiliteite soos yskaste en koelkamers beskik nie. Indien voorraad dan nie teen minder as die kosprys verkoop word nie, kan voorraadverlies gelei word. Bepaling van verkoopspryse. Daar sal nie noodwendig by die informele sektor van 'n spesifieke winsopslag gebruik gemaak word nie. Daar sal ook nie spesifieke vaste verkoopsprys op elke produk wees nie. Dit is die rede dat daar soms oor prys gekibbel en beding kan word en die verkoper tevrede sal wees om selfs 'n laer prys te aanvaar. Persone in die informele sakesektor is meestal afhanklik van die daaglikse ontvangstes om in hulle eie daaglikse behoeftes te voorsien en dis daarom bereid om hul verkoopspryse aan te pas net om 'n inkomste vir die dag te verseker. Berekening van die koste van verkope. Daar word boek gehou van hoeveel elke produk gekos het en die verkoper stel eintlik net daarin belang om dit teen 'n effense hoër bedrag van die hand te sit ten einde die kontantvloei van sy besigheid aan die gang te hou.
Gewoonlik ken die verkoper die aankoopprys baie goed en weet hy presies wat die minimum bedrag is, waarteen hy kan bekostig om die produk te verkoop, net om nie 'n verlies te maak nie. In uiterste gevalle sal produkte teen laer as die kosprys verkoop word. Dit gebeur veral as die eienaar besef dat hy nie die inkomste verdien het wat benodig word om sy eie persoonlike uitgawes te dek en nuwe produkte aan te koop nie. Indien bederfbare produkte verkoop word, sal die prys dikwels aan die einde van die dag aangepas word, om net te verseker dat die produkte verkoop word en einde nie die voorraad te moet weggooi en sodoende die volle kosprys as 'n verlies te ly nie. Berekening van die werker se vergoeding. Dit is in meeste gevalle net die eienaar van die besigheid wat self daar werk. Dit verseker dat hy self pryse kan vasstel en ook presies weet wat die minimum bedrag is wat hy vir elke produk kan aanvaar om nie 'n verlies te ly nie. Indien daar egter bykomende werkers gebruik word daar gewoonlik op 'n vaste daaglikse loon besluit of die werknemer word op 'n kommissiebasis vergoed. 'n Vaste daaglikse loon beteken dat die werknemer dieselfde bedrag ontvang, ongeag van hoeveel produkte wat verkoop word. Daar is dus geen motivering vir die werknemer om meer van die produkte te verkoop of meer produktief te wees nie. Hierdie is 'n gevaarlike manier van vergoeding, aangesien die eienaar geen versekering het dat daar genoeg wins gemaak sal word om vir homself 'n inkomste te genereer, die werker te betaal en nuwe voorraad aan te koop nie. In meeste gevalle word daar op 'n kommissiebasis gewerk, wat beteken die werknemer slegs vergoed word vir die produkte wat wel verkoop was of is. Dit sal die werknemer motiveer om soveel as moontlike produkte verkoop, aangesien dit sy loon sal verhoog. So dis 'n wen-wen situasie. Hierdie metode hou ook 'n veel kleiner risiko vir die eienaar in, aangesien hy verseker is dat daar genoeg inkomste beskikbaar sal wees om die werknemer se kommissie te betaal en sy eie uitgawes te dek. As ons gaan kyk na inkomstes en uitgawes, ons het nie formele rekeningkundige kennis nodig om te bepaal of ons 'n wins of 'n verlies gemaak het nie. Mense wat deel is van die informele sektor, byvoorbeeld smouse, spaza winkels, koerantverkopers ensovoort, sal nie van formele boekhouding gebruik maak om hul winste te bereken nie. Daar sal gewoonlik daagliks 'n eenvoudige berekening gedoen word van die wins wat gemaak is, die kosprys van die voorraad wat verkoop is en die betalings aan enige bykomende werknemers sal bloot afgetrek word van die totale inkomste uit die verkope vir die dag. Die oorblywende bedrag moet genoeg wees sodat die eienaar sy persoonlike uitgawes kan betaal en ook genoeg voorraad vir die volgende dag kan aankoop.